Down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota. And the way things are, I'll bet they never will. They've got a zillion... Goeiemôre almal weer. Welkom hier by Koffie en Kontrakte. Ons het dit nou hernoem of herdoop vanaf Coffee and Contracts na Koffie en Kontrakte. So ons is nou 'n bietjie Afrikaanse naam gekry. Ons hoop dit sit goed met al die luisteraars. Skalk, welkom terug. Nie dat jy baie ver weg was nie, maar welkom terug hier by ons. Ja, baie dankie Pieter. Ja, ek moet seker al net sê dat dit was so 'n bietjie 'n verwikkelinge. Ek het geskuif van een maatskappy na 'n ander ene toe. Maar ons is nog steeds in die eiendomme en dit wat ons doen is nog alles dieselfde. Of ek nou vir Piet werk of vir Koos werk of vir Jan werk, alles bly dieselfde in eiendomme. En ook aan jou, ek weet jy was ook maar 'n bietjie 'n ding gehad met jou pa wat ook 'n bietjie siek is en hy's nog steeds baie siek. En ons dink aan jou en ons sterkte vir jou. En ook in die tussentyd is jou swaar oorlede. En ons dink ook aan julle in daai opsig. Nee, baie so dankie. dit is hoekom ons nou so bietjie laag gelê die afgelope 2 so 'n weke. bietjie 'n breek gevat het. Ja. Maar nou ja, dit is nou wat dit aanbetref. Ja, en kom ons begin vandag se episode. Ek dink is 'n lekker belangrike ene wat elke koper en verkoper moet verstaan. Dis die oomblik wanneer 'n aanbod aanvaar word. Ja, dit is presies waaroor ons vandag gaan praat, daardie opwindende, maar ook spanningsvolle oomblikke, wanneer 'n koper 'n aanbod maak ensovoorts, en wat dan ook gebeur as jy as verkoper besluit om dit te aanvaar. Dit is 'n groot stap in die verkoopsproses, né, Skalk? Ja, nee, dit is baie beslis so. Jy weet, om 'n aanbod te aanvaar is een van die grootste mylpale in 'n verkoop van 'n eiendom. En dit is die punt waar albei partye saamstem om die belangrikste aspekte van 'n transaksie soos die prys, sluitingsdatum ensovoorts moet nagekom word. En kom ons duik 'n bietjie dieper in dit. Laat ons bietjie met die bietjie meer daarna kyk. Dit is nogal baie belangrik en laat 'n mens weet, jy partykeer dink jy okay, ek het die aanbod geteken en daai ou het hom geteken. Maar dit is nie eintlik, dis die begin van die proses. Ja, Skalk. Eerstens wil ek sê, ek wens die luisteraars kan ruik hoe ruik hierdie koffie van ons, maar ja, ongelukkig is dit ons nie smell-o-vision of so iets nie. Lekker koffie. Ja, nee. Laat ons begin by die oomblik wanneer jy 'n bevredigende aanbod ontvang. Skalk, wat gebeur dan? Wel Pieter, as jy 'n aanbod ontvang en dit is in lyn met die verkoper wat se verwagtinge, wat hy wil gehad het en wat hy wil hê, en alles is natuurlik ook daarna is onderhandelbaar gedurende die proses van die ondertekening van die aanbod. Dan het die verkoper en die verkoper oorweeg dit ernstig om dan te verkoop en dit te aanvaar, dan word ons as agente ook baie belangrik, want ons moet seker maak dat die verkoper die aanbod reg verstaan en dat alle faktore oorweeg word. So vir albei partye, albei moet presies weet, hoor jy, ek het nou dit geteken, ek gaan nou hierdie muurbehangsel gaan nou saam met die huis, hy gaan nie uitgesluit word nie, en dit is wat moet baie belangrik is met so iets. Ja, hierdie hele funksie is nie net oor die prys nie. Daar's baie ander faktore soos die sluitingsdatum, enige voorwaardes soos finansierings of huisinspeksies en selfs die koper se vermoë om te betaal. Dit speel alles 'n rol in hierdie funksie van ons. Sekerlik, want sodra die verkoper tevrede is met die aanbod en hulle dit skriftelik aanvaar, dit is gewoonlik dan waar die formele kontrak begin opstel. Hierdie dokument skets al die bepalings en voorwaardes van die verkoop, van insluitend die prys, sluitingsdatums ensovoorts. En wat reg is, ons moet onthou, 'n koopkontrak is nie net 'n stuk papier nie.
As die twee partye hom geteken het, is dit 'n bindende ooreenkoms in albei partye. Dit is hoekom dit so belangrik is vir ons as konsultante om seker te maak dat die koper en verkoper presies weet wat aangaan en presies weet laat hy mooi verstaan wat die detail is en wat hy geonderteken het. Dit is natuurlik baie belangrik, want ons kry dit baie dat 'n ou sê, ja, maar ek het nie gesê die boorgat moet saamgaan nie, maar jy kan ook nie die boorgat uithaal nie, want hy is klaar geboor. So, jy weet, sulke tipe van goed. Absoluut. Beide in die koper en verkoper moet goed verstaan wat hulle onderteken. Die sluitingsdatum is veral belangrik, want dit bepaal natuurlik wanneer die eiendom amptelik van die eienaar verwissel. Daar's ook baie, soos wat die Engelsman sê, contingencies om op te let. En dit sluit in goed soos die koper se finansiering wat hy moet kry en of die huisinspeksie eers geslaag moet word. Natuurlik stuur die bank as die oue verband kry stuur die bank uit waardeerder om te kom kyk. So al daai goed moet geslaag word en onder nagekom moet word. Ja, dis baie so, jy weet, want jy dink as jy 'n ding geteken het, my huis is verkoop. Onthou die koper moet nou nog, soos jy sê, moet 'n lening kry. Dan kom die bank uit, hy kom kyk na die huis en hy meet hom op en is die huis van waarde, kan hulle dit op hulle boeke sit vir die hoeveelheid, as die koper nie kan betaal nie en hy kom op 'n veiling dat hulle weet, hulle kan hulle geld terugkry. Dis waaroor die waardeerder gewoonlik uitgaan. En die enige voorwaardes wat nie nagekom word in die kontrak nie, kan 'n hele transaksie laat misluk. En dis waar ek net ook gesê het van 'n boorgat. Of hoor die meneer, hier is 'n boorgat, maar jy sien 'n pomp. Die pomp is daar. Ja, hy werk en ja. En die oomblik as jy hom aansit, dan werk die pomp nie. So dit is voorwaardes wat moet seker maak dat hy goed werk. So dit is die ooreenkoms wat jy teken is bindend en die proses van die oordrag kan dan begin. Sou alles dan in plek wees. Dis reg. Dan wanneer die koper die deposito betaal en die oordragprokureur begin met die registrasieproses, dan begin jou hele, ek wil amper sê, opgewondenheid elke dag opbou. Maar daaroor sal ons in 'n ander episode gesels. Ek dink dit is in die volgende episode 10, wat gebeur na aanbod-aanvaarding. Maar vandag wil ons net beklemtoon natuurlik hoe belangrik dit is om die eienaar van 'n aanbod met 'n groot omsigtigheid te hanteer. So ja, dit is, jy weet, mens moet altyd kyk as jy 'n aanbod maak en die koper het geteken op die kontrak, het hy alles verstaan wat hy geteken het, en dan wanneer jy jou verkoper laat teken, moet jy ook maar jou goed of die kontrak vir hom baie mooi verduidelik voordat hy dit teken. Dis reg, en dit is wanneer dinge gebeur, en dit is wanneer ons ook begin amper ontspan, want nou weet ons die verkoop gaan aan. Ek sê altyd, 'n plek is nie verkoop nie voordat die koper 'n lening het nie. As hy die lening het, daar kan nog baie goed nog daarna ook gebeur, soos wat ons net gesê, die waardeerder kom uit en hy gaan nie die huis vat vir daai bedrag, en dan moet die koper nou nog X bedrag neersit as deposito, laat hulle hom kan finansier. Maar dit is alles goed wat kan gebeur, maar baie min wat dit ook gebeur. Die ander ding is natuurlik, is die aanbod aanvaar is dit natuurlik ook dis ernstig vir die verkoop, en onthou die verkoper se verantwoordelikheid om seker te maak dat alles in die ooreenkoms in plek is. Dit moet die mense ook baie mooi na kyk. Alles in die ooreenkoms is in plek. Ja meneer, hy gaan ligte hê, meneer, hy gaan 'n COC sertifikaat hê, meneer, hy gaan dit hê, meneer, jy koop hom met 'n ingeboude stoof, of nee, die stoof is uitgesluit. Daai goed is baie belangrik, want ons het dit al gekry, dat 'n ou sê, hoor die stoof is ingesluit, die dag sy trek die stoof weg. So, en dan is dit weer moeilikheid van vooraf, dan die pokke reeks moet tussen mekaar
die ding uitsorteer. En ons sit in die middel. Ek en jy, ons sit in die middel. Ons moet die punches vat. Ja nee, dis reg Skalk. Jy weet, kliënt as hy nie seker is oor enigiets nie, moet hy vra. Jy weet, dit is soos jy gesê het, dit is ons werk as agente om te verseker dat ons kliënte heeltemal gemaklik is en ingelig is oor die kontrak voordat hulle al 'n handtekening daarop plaas. Want as jy eers jou handtekening op die kontrak geplaas het as verkoper en die koper het geteken, dan is daai kontrak bindend. Ja, dit is so. En ons onthou, ons luisteraars moet onthou, die aanvaarding van 'n aanbod is nie 'n formaliteit nie. Dis die begin van 'n finale stadium van jou eiendomstransaksie. So onthou dit tog. Dit is die begin van die verkoop. Dit is die begin waar die ding gaan, waar jy hom aanvaar, en dis waar die finale stadium van jou eiendomstransaksie. So mense moet baie mooi weet wat jy doen daar. Ja, Skalk, en dit lyk my ons het nou aan die einde gekom van hierdie episode. Dankie dat julle ingeskakel het op hierdie episode van Koffie en Kontrakte. Ons hoop julle het waardevolle insigte gekry en moenie vergeet om volgende keer weer saam te luister nie. En tot dan, mag jou koffie sterk wees en jou werksdag kort. Totsiens. Baie dankie Pieter. Ja, en tot volgende keer. Hou die koffie wel lekker warm en ek moet sê hier waar ons sit is dit nogal koud vandag, maar 'n warm koffietjie is baie lekker. Lekker dag. The views expressed in this podcast are for informational purposes only and should not be construed as legal or financial advice. Always consult with a qualified professional before making any real estate decisions. Down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil.